Goeiemôre vriende, op hierdie Saterdagoggend, die 23ste Mei 2026. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ek weet die ma's en die pa's met kids. Julle hardloop weer rond vir die sportbyeenkomste en al die goed. Voorspoed vir julle. Ek dink aan julle, ons het almal ons dae gehad daarmee, maar dit is nogal 'n uitdagende tyd met al die sport en al die verpligtinge op 'n Saterdag. Maar mag dit vir julle 'n goeie naweek wees wat voor julle uitstrek. Net vir julle weer herinner, volgende week hierdie tyd het ons bazaar vriende, altyd 'n ongelooflike lekker geleentheid. Julle is welkom as julle nog enigsins betrokke wil raak by die bazaar om vir Celeste lytjie te gee. Julle kan vir my ook 'n lytjie gee. Julle is baie welkom as jy wat olifante, as daar enigiets nog in die garage is. Sê vir ons moet kom haal. As julle dit self kan kom aflewer, sal dit natuurlik baie beter wees, maar laat ons weet. Maar as daar enigiets is wat daar lê, stuur vir ons. As jy 'n donasie wil gee, is jy baie welkom om dit te doen. Vriende of betrokke wil raak op 'n manier, is jy welkom om dit te doen. Daardie dag is eintlik besonder in die sin van ons chat 'n bietjie met mense wat ons normaalweg nie oor chat nie. Ons kom op 'n ander manier by mekaar as wat jy by 'n erediens by mekaar kom, net so. Ek wil julle tog lekker regtig uitnooi daartoe. As julle enigsins ontbytkaartjies wil hê vir die Saterdag, ons R100, julle kan vir Attie bel. Ek het nou sy nommer vinnig by my nie, anders kan julle maar vir my ook bel. Julle is welkom 083 324845. Ek sal dit dan so deurgee. So enigsins ontbytkaartjies, kom maar vir julle pelle nooi vriende ook om te kom. Jy is baie welkom. So R100 'n kaartjie, laat maar net weet hoeveel daar is dat ons kan goed voorberei vir die dag. Kom ons raak so vir 'n wyle net stil in die teenwoordigheid van die Here. Heilige Gees, ons kom dra vandag aan U op. Here, ons kom plaas hierdie dag in U hande. Here, ons kan net na sekond leef. Ons weet nie wat in die horison lê nie, en daarom kom ons net vir vandag, soos wat U die manna en die kwartels daagliks gegee het, soos wat U in die Onse Vader vir ons leer om te bid, gee my daaglikse brood. Here, ek kom vra ons vir U dat U vandag by ons sal wees in die besonder. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan altyd vir julle die agtergrond maar van die Hebreërs gee, want weet julle, as 'n ou die Hebreërs lees, natuurlik is dit great as jy hom net so lees, maar die Hebreërs skrywer skryf natuurlik die brief met hierdie gehoor in gedagte, né? Ek en jy lees hom nou 2000 en hoeveel jare daarna lees ek en jy nou die Bybel, maar dit is baie spesifieke konteks geskrywe. En altyd wanneer ek en jy na die Bybel kyk, vernaamlik na die briewe en al hierdie goed, né, moet ons altyd sê, maar wat was die konteks? Wat het aangegaan dat hierdie goed gesê is binne in hierdie gedeelte in hierdie brief, né? En dan natuurlik, vriende, is dit so dat die Heilige Gees in die jaar 2026 nog steeds die beginsels en die goed vat wat uit die woord uitkom en dit van toepassing maak op ons lewe. Dis hoekom die Bybel so 'n absolute wonderlike, 'n Heilige Gees geïnspireerde boek is, liewe vriende, waarna ek en jy kan kyk en waar ons God ontdek en herontdek en waar ons God se stem hoor praat, waar ons Jesus hoor met ons praat, waar die Heilige Gees met ons kom praat. So dis eintlik baie belangrik dat ons dit vir mekaar moet sê. Nee, so kom ons sê net gou weer vir mekaar. Ons weet nie presies wie die skrywer is nie. Ons sien dat die naam Hebreërs dui hoofsaaklik op dat dit vir Joodse Christene geskryf is, mense wat uit die Judaïsme tot die geloof in Jesus gekom het. Vir hulle was die Ou Testament baie belangrik geweest. Tempeldiens en offers was baie belangrik geweest. Nou sien ons, hoekom is die boek geskrywe? Dat die hoofdoel was om gelowiges te waarsku om nie van Christus al weg te draai nie, né? En hoekom sê, onthou die oorgrote meerderheid is 'n Joodse gehoor wat tot bekering gekom het, wat Jesus Christus aangeneem het. So die Ou Testament en die wet het altyd vir hulle sentraal gestaan, né? En nie dat die wet minder belangrik is, maar jy kan nie deur die wet gered word, jy kan alleenlik gered word deur in Jesus Christus te glo, né? So hierdie lesers, hierdie nuwe mense wat vir Jesus aangeneem het, hulle het vervolging beleef, hulle het swaar gekry, hulle was baie keer moedeloos en hulle het die gevaar geloop om maar weer terug te gaan na die ou verbond toe.
net die wet, né? So dit is basies so in baie kort. En nou wanneer ek en jy dit lees en ons lees nou hier in Hebreërs teen daai agtergrond, dan lees ons mos die Bybel anders, né? Nou sê die Hebreërs skrywe, daarom broers, ek wil sê /susters, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping. Kom ons sê alweer vir mekaar. Daarom broers, wat vir die Here, susters, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Nee, onthou nou, hy praat met hierdie mense wat vervolg word hierso, wat moedeloos is in hierdie omstandighede, so 'n klompie Joodse mense wat tot bekering gekom het, en daarom kom sê hy vir hulle, julle is afgesonder, daarom broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping. Wat is die hemelse roeping? Jesus Christus wat aarde toe gekom het, Jesus Christus wat vir ons kom sterwe het, né? Hy sê vir hulle, onthou julle is deel hiervan, julle is nie meer deel van die ou verbond nie, julle is deel van hierdie nuwe verbond, en dan gee hom die inhoud, dan kom sê hy, roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. né? Kom sê hy vir hierdie gehoor van, maar gaan hy aan en sê hy, Jesus is getrou aan God, wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was aan die hele huis van God. So hy kom net in die Hebreërs skrywer, en hy kom plaas net vir Jesus smack bang in die middel, gegee het in die agtergrond, dat hierdie ouens swaar gekry het, en weer half teruggegaan het na die ou verbond toe, kom skryf hy hierdie gedeelte, kom sê hy, kom ek sê net weer vir julle wie is Jesus, hy is getrou aan God, wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was aan die hele huis van God. Nee. So hierdie Jesus, kom moet julle onthou, hy is nou die sentrale figuur. Moses sal dood, maar Jesus is hier, so sê hy, kom sê, nee. Dan gaan hy aan. Maar Jesus is 'n groter heerlikheid waardig as Moses. Net soos die een wat 'n huis bou meer eerwaardig is as die huis, nee. So hier kom sê hy maar net weer, besop dat julle nie die wet so aanhang, Moses so aanhang, dat hy op die voorgrond staan, en dat Jesus nie op die voorgrond is nie, né? So hy kom rig hulle, hy kom vestig hulle aandag net weer op Jesus, en dan gaan hy aan, dan kom sê hy, kom ons gaan net gou na hierdie stukkie toe terug, want weer eens ook makliker om lees, kom ons lees hom geweer, hy sê hierso, maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag, né? So hy kom sê vir hulle, as Moses, so Jesus het baie groter waardigheid en eer as Moses. Net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Nee, Jesus is die een wat die huis bou. Jesus is die een wat die geestelike huis opsit. So hy is meer eerwaardig as wat die huis op die ou ene daar is. Gaan tog nie oor die huis nie, dit gaan oor die ou, dit gaan oor die huis, maar dit gaan oor die ou wat hom gebou het. As jy 'n slegte bouer het, val die hele huis uitmekaar uit, nee. Nou gaan hy aan en sê, elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Nou wie is God in hierdie sin? Jesus. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, né? Want in die vorige vers kom sê hy, maar Jesus is groter heerlikheid waardig, geag, kom ons sê nou gou. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig, geag as Moses, net soos die een wat 'n huis bou meer waardig is as die huis, né? Kom praat van Jesus. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nou sê. Christus daarenteen is as seun getrou, ek het so die goed so onderstreep in die Bybel, dat ek baie keer nie kan sien, die letters kan sien, so ek net gebeur, miskien tog, dis nou wanneer ek nou sê, kom ons probeer geweer, nie dat ek nie kan sien nie, fisies kan sien nie, ek het dit so onderstreep, dat ek die woorde lekker kan lees, kom ons gaan dit geweer terug, ekskuus daaroor. Hy sê, Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God, en moes getuig van die dinge wat God nou nog sê, nee, dit is waar. Christus daarenteen, so hy kom stel eintlik vir Jesus teenoor Moses, nee, in 'n sekere sin. Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis, as ons maar net met die moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop, nee. Die huis daai tyd, die wet, die verbond was binne die ark en die tempel en die goed gewees. Dit is amper daai huis wat Moses in stand gehou het. Maar wat doen Jesus? Ons is die huis. Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God
En wie sy huis? Ons is sy huis. As ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. En wat hoop ons? Ons hoop is op Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker gerig, dat hy eendag weer sal kom om ons te kom haal om altyd by hom te wees, né? Gaan lees vir hierdie stukkie, vriende, dissekteer hom 'n bietjie, dissekteer hom 'n bietjie, want Hebreërs is nogal nie so 'n eenvoudige boek altyd nie, né? Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.